Kinders van die wêreld, boek 2. Die verhale van België. Die koningsdogter wat nie wou lag nie. 'n Vader het 3 seuns gehad. Die oudste was baie slim, die tweede was slim en die jongste was baie dom. Toe die seuns groot mans geword het, was daar 'n jong prinses wat nie wou lag nie. Haar vader het 'n groot som geld beloof vir die een wat dit reg kry om haar te laat lag. Baie het al geprobeer, maar geen een kon die meisie laat lag nie. Op 'n dag sê die slimste van die 3 seuns vir sy vader: "Vader, ek wil 'n slag kyk of ek die prinses nie aan die lag kry nie." "Ek wens jou alles van die beste," sê die vader. "Min mense is so slim soos jy. Miskien sal jy reg kry wat die ander nie kon doen nie. Gaan maar." Die slimste seun spring toe op 'n perd en neem 100 gulden saam om langs die pad te gebruik. Hy moes 300 uur ry. Langs die pad kry hy 'n bedelaar. "Het u nie asseblief 'n almoes vir my nie?" vra die bedelaar. "Nee," sê die slimste seun, "ek het nie eers genoeg geld vir myself nie." Toe hy 'n hele end gery het, begin dit donker word. Dit word tyd om slaapplek vir die nag te soek. Hy ry nog 'n entjie, sien 'n herberg en ry daarheen. Die plek lyk vir hom goed vir mens en dier. In die herberg woon 'n vrou met 7 dogters wat almal baie goed kan kaart speel. Toe dit buite pikdonker geword het, kom die oudste dogter langs die slimste seun sit. "Wil jy 'n bietjie kaart speel?" vra sy vriendelik. "Dis tog so treurig om so te sit en niks doen nie." Die slimste seun sê dadelik ja. Hulle speel en hoe dit gebeur het, weet geen mens nie, maar die slimste seun verloor al sy geld en sy perd op die koop toe. Al wat die slimste seun toe kon doen, was om haar huis toe te gaan. Hy vertel vir sy vader 'n leuen en sê: "Ag vader, ek het alles geprobeer, maar geen mens kan daardie vroumens laat lag nie." Nadat hy lank gesoebat het, gee die vader vir die tweede seun ook 100 gulden om te gaan probeer. Maar met hom gaan dit net so. Hy wil nie vir die bedelaar 'n almoes gee nie, speel kaart en verloor al sy geld. Hy vertel ook vir sy vader 'n leuen en sê: "Ek het al my geld verloor, maar ek kry die prinses nie aan die lag nie." "Nou is dit my beurt," sê die domste seun. Sy vader lag hom uit en gee vir hom net 50 gulden en 'n gebreklike perd. Op pad kry hy ook die bedelaar. Hy stop die bedelaar 2 gulden in die hand. "Dankie," sê die arme man. "Ek weet waarheen u gaan." "O, so?" "Ja, ek weet. U gaan na die land waar die prinses woon wat nie wil lag nie." "Heeltemal reg," sê die domme. "Omdat u vir my goed was, sal ek vir u goeie raad gee. 'n entjie verder staan 'n herberg. Gaan gerus binne. Daar is 7 dogters wat u sal vra om met hulle kaart te speel. Maar om hemelsnaam, moet dit nie doen nie. As hulle te lastig raak, moet u net sê, bly hang. As iemand u vervolg, moet u net sê, op in die mandjie. Verstaan u?" "Ja," sê die domme. Hy kom by die herberg en wil nie met een van die 7 meisies kaart speel nie, maar gaan reg uit bed toe. Toe kom vra die moeder hom om met haar kaart te speel.
Dis darm eens te erg, sê die domme, bly hang. En jou waarlik, die vrou bly aan die katelstyl hang. Die domseun wil hom doodlag. Die oudste dogter kom in. Sy probeer haar moeder lostrek, maar bly self aan haar moeder hang. So gaan dit tot al 7 die dogters aan mekaar vassit. Nou gaan ek hulle almal aan my perd se stert laat hang en so met hulle na die prinses toe ry. As sy nie daarvoor lag nie, sal sy nooit in haar lewe lag nie. Hy doen dit toe. Langs die pad kry hy 'n bakker met 'n broodmandjie op sy kop. Die bakker probeer die meisies lostrek en daar bly hy self ook hang. 'n Entjie verder kry hulle 'n reus wat 2 eikebome op sy skouers dra. Hy probeer die bakker lostrek en bly self hang. Hulle kom by 'n herder met sy skape. Die herder probeer hulle lostrek en bly self hang. Sy skape tou al agter hom aan. So ry die domste seun reguit na die paleis. Toe die koningsdogter hom en sy sleepsel sien, bars sy uit van die lag dat die hele hofhouding aangehardloop kom. Ek sal jou beloon, sê die koning. Hier is my skatte, vat net wat jy wil hê. Die reus help die domste seun om die koning se skatkamer dol leeg te dra. Die koning is kwaad en stuur 'n leer soldate agter die domme aan. Op in die mandjie, sê die domste seun. En pardoems, daar sit die 2 in 'n mandjie en dryf die wye lug in. Die soldate soek en soek, maar kan geen spoor van die 2 kry nie. Toe hulle so ver is, dat die soldate hulle nie meer kan sien nie, kom hulle weer grond toe. Wel, dit is onnodig om te vertel hoe verbaas die vader was toe die jongste seun by die huis kom. Hy was toe so ryk dat hy soos 'n koning kon leef. En die reus wat die eike gedra het altyd sy knegg gebly.